Môre, so goed om die Here se naam groot te maak. En net om te besef dat ons maar nietige mense is in sy teenwoordigheid, nee. We are standing on holy ground. And there are angels all around. Yeah, and it's only amazing grace that we can be here this morning. So ons gaan aan met 3 vers 16, ons is vandag by Joel 3 vers 16, Joel 3 vers 16. My heading this morning is, die Here is ons beskutting, te binde van sy oordeel. The Lord is our refuge in the midst of his judgment. The Lord is our refuge in the midst of his judgment. Oordeel. Nee, oordeel en judgment is ons reg, nee. Ja. Okay, let's read. I'm just going to read verse 16 and then we're going to jump between Joel and see what is the history of Joel and where he comes from, what happened, why, when did he get this, when did the Lord give him this prophecies. So let's read verse 16. It's a very profound verse in this short book. There's only 3 chapters, but let's read verse 16. En die Here brul uit Sion en uit Jerusalem verhef hy sy stem, sodat hemel en aarde bewe. Maar die Here sal 'n toevlug wees vir sy volk en 'n skuilplek vir die kinders van Israel. Ons lees vers 17 ook. Dan sal julle weet dat ek die Here julle God is, wat woon op Sion, my heilige berg. Dan sal Jerusalem heiligdom wees, waar geen vreemdes meer deur sal trek nie. En op die dag sal die berge drup van mos en die heuwels vloei van melk en al die spruitjies van Juda stroom van water. En uit die huis van die Here sal daar 'n fontein uitkom om die dal Sittim te besproei. Tot sover, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre rondom u woord kan sit. Dankie vir die woord wat ons kan lees en kan oopbreek en kan eet elke dag. Want dit is die brood van die lewe. Dis die woord wat ons lewendig hou. Dis die woord wat ons geesmens voed. Dit is die woord wat ons geesmens opbou. Here, help ons dat help my dat ek die woord reg sal sny. En ek vra dat u my sal seën, dat u my sondes sal vergewe, dat ek rein en heilig voor u sal staan vanmôre, Here. Dat ek 'n spreekbuis in u hand uit sal wees vir die mense vanmôre. Dat die woord wat verkondig sal word, dit vrugbare grond sal val. En ek dank u daarvoor, Here. Dankie, Jesus. Het is net deur u genade dat ek hier voor kan staan. Alle eer kom u toe, Here. Dankie, Jesus. Amen. Nou, Joel 3 vers 16 is nogal baie fenomenale skrif. Hy sê, en die Here brul uit Sion en uit Jerusalem verhef hy sy stem, sodat die hemel en aarde bewe kinders van Israel. Hier gee God vir hulle, te midde van hulle judgment, te midde van hulle oordeel, gee God vir hulle die promise, die belofte, dat hy hulle gaan beskerm, te midde van hulle ongehoorsaamheid, te midde van hulle nonsens wat hulle aangejaag het, te midde van die dissipline wat hy op hulle toepas, sê hy nog steeds vir hulle, kom na my toe, ek sal vir julle beskerm. Hy gooi hulle nie weg nie, soos 'n stout kind nie. Hy gooi hulle nie weg as wees nie. Is nog steeds sy kinders, te midde van hulle ongehoorsaamheid
en te midde van die oordeel wat hy oor hulle uitspreek. En as ons net in die volgende boek, Amos 1 vers 2 staan dit dieselfde. Amos sê dieselfde. Kom ons lees daar. Amos 1 vers 2. Die Here brul uit Sion en verhef sy stem uit Jerusalem, sodat die weivelde van die herders treur en die top van Karmel verdor. So as gevolg van God se stem wat uitgeroep word, die oorsaak daarvan is, die weivelde van die herders treur en die top van Karmel verdor. So as gevolg van God se oordeel oor die volk, is daar droogte, is daar hongersnood, dit reën nie. Maar hy sê in Joël 3 vers 16, ongeag dit kan julle by my skuiling vind. En ek het Joël 3 vers 18 gelees. Op die dag sal die berge drup van die mos en die heuwels vloei van melk en al die spruitjies van Juda stroom van water. En in die huis van die Here sal daar 'n fontein uitkom om die dalsitting te besproei. Te midde van God se oordeel voorsien hy nog steeds vir hulle. En hy sê vir hulle, kom na my toe, kom by my, kom na my toe, ek sal julle beskerm. En Amos 9 vers 13 is nog steeds God wat oordeel hier, so hy sê die volgende, Amos 9 vers 13. Kyk, die dae kom, spreek die Here, dat die ploer die maaier inhaal, en die druiwetrapper die saadsaaier, en dat die berge van mos sal drup, en al die heuwels daarvan oorvloei, sal wees. So daar gaan daar kom, wanneer God hulle so gaan seën, dat hulle 'n oorvloed gaan hê. Hy sê, die ploer gaan die maaier inhaal, en die druiwetrapper die saadsaaier, en die berge gaan met van mos drup. Amen, dit is so fenomenaal, dat God hulle wil bless. As hy hulle gestraf het, is daar blessings. As hulle self bekeer en hom tot hom draai. So kom ons kyk bietjie na Joël. Wie was Joël? Waar kom hy vandaan? Wanneer het hy geprofeteer? Joël was 'n profeet in die tyd van koning Joas. Joas was maar 7 jaar oud toe hy koning geword het. En Joël se bediening was die Bybelkenners bespiegel oor wanneer Joël nou eintlik bedien het. Hulle sê, van die ouens sê, hy het voor die ballingskap bedien, en anders sê weer, hy het na die ballingskap gedien, toe hulle terug is in Jerusalem. Maar ons vat dit nou maar, hy het teruggekom uit ballingskap uit, en hy het nou bedien, is omtrent 500 jaar voor Christus. En ons moet onthou dat gedurende, toe die Israeliete, die 2 stamme van Israel, van Juda en Benjamin, deur Nebukadneser weggevoer is na Babylon toe, was die noordelike stamme al lankal nie meer bestaan nie. Want die Assiriërs het in 700 voor Christus het hulle Israel ingeval, en hulle die 10 stamme weggevoer, en hulle is weggeveer in die hele wêreld weer, en niemand weet waar hulle is nie. Wie hulle is, was geen geskiedenis meer van hulle. So al wat oorgebly het van die Jode was die 2 stamme, Juda en Benjamin. So hulle is weggevoer Babylonië toe, maar hulle het die voorreg gehad om terug te kom Jerusalem toe, om die tempel in Jerusalem weer te herbou, gedurende Nehemia se tyd. So nou hier is Joël, hy bedien nou gedurende Josia se koningskap. Wat is die hooftemas van die boek Joël? Dit gaan oor die dag van die Here, die bekering, teenwoordige God en die beloofde toekomstige
uitstorting van die Heilige Gees. Onthou julle, ons lees dit ook in Joël, die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees. So Joël begin met 'n sprinkaanplaag wat die land lam lê. Hy eet alles op. Sprinkane wat alles voor die voet verwoes. Die mense bestaan verwoes. Of dit werklik plaasgevind het of net simbolies aard is, weet ons nie. Maar dit is vir hulle, vir Israeliete, vir die Jode 'n wekroep om hulle te bekeer van hulle verkeerde optrede. God laat toe dat hulle gebukkend gaan onder hierdie plaag om hulle tot op hulle knie te bring. Sodat hulle weer hulle tot God sou draai, terug na sy liefdevolle arms. Hy wag vir hulle, hy wil hulle weer omhels, hulle God wat hulle so baie lief het. Hy glad hulle, hy dissiplineer hulle, maar hy gooi hulle nie weg. Dit is so fenomenaal. Dit is net soos 'n pa sy kind ook, né? As jou kind stout was, dissiplineer jy hom. Maar jy sê nie vir hom, gaan uit my huis uit en jy kom nie weer terug nie. Hy bly jou kind, is dit nie? Jy dissiplineer hom omdat jy vir hom lief is. Joël 1 vers 4 en 5 sê, wat die afknijper laat oorbly het die treksprinkaan verslind, en wat die treksprinkaan laat oorbly het die voetganger verslind, en wat die voetganger laat oorbly het die kalfvreter verslind. So die sprinkane het alles verwoes in die land. Alles. Word wakker, julle dronkaards, en ween, en huil al julle wyndrinkers oor die mos, omdat dit van julle mond weggeruk is. Te midde van hulle dissiplinering, bly hulle slaap. Hy sê, word wakker. What annoying locusts have left, the swarming locusts have eaten, and what the swarming locusts have left, the creeping locust has eaten, and what the creeping locust has left, the stripping locust has eaten, in judgment of Judah. Is dit nie wat sonde doen nie? Hy stroop jou van alles. Hy vat alles weg van jou. Hy is 'n totsie. Ja, hy is 'n totsie. Hy steel alles van jou. Hy los niks oor nie. Hy sê, awake from your intoxication. You drunkards, and weep, wail all you drinkers of wine, because of the fresh, sweet wine that is cut off from your mouths. Hulle slaap. Hulle worry net nie oor wat aangaan nie. Hulle is so vasgevang in hulle sonde, dat hulle nie kan sien dat God besig is om in sy liefde hulle dissiplineer. So daar 'n wekroep van, joh, word wakker mense. Kyk wat om julle aangaan. Bekeer julle. Dissipline word altyd aangevuur deur liefde. Dissipline sonder liefde is net mishandeling. Is dit nie? Ja. En alles te om. Ja. As ons kyk na ons eie lewe, kan ons terugkyk en sien elke keer dat ons 'n pak slaag gekry het. Jy onthou dit so goed, né? Hy pak slaag wat jy ontvang het. Gaan wag vir my in die kamer. Haal jy 'n paar jou belt af en is. Of jy hardloop weg. Kyk wie kan nie vinnig staan. Maar jy mag hy op een of ander manier gaan sê hoe in die hande kry vir jou pa. Maar jy onthou dit, né? Wat het dit gedoen? Wat het daai pak slaaf vir jou gedoen? Dit het jou reggeruk. En dit het jou respek geleer. Jy het jou ouers gerespekteer. As hulle jou gedissiplineer het in liefde. Liefde is baie belangrik gedurende met dissipline.
as jy nie dissipline en liefde saam toepas nie, gaan jou kind rebelleer teenoor jou. Hy gaan jou later haat. Nee? Jy moet dit in liefde doen. Jy gaan gedissiplineer word totdat jy die toets slaag. As jy aanhou koekies steel uit die koekieblik uit, gaan jy pak slaag kry elke keer as jy jou hand in die koekieblik druk. Totdat jy besef, maar as ek my hand in die koekieblik druk, is daar konsekwensies. Ek gaan 'n pak slaag kry. Totdat jy die toets slaag, gaan jy gedissiplineer word. Net soos op skool ook, né? Jy gaan, as jy van graad 1 na graad 2 toe wil gaan, moet jy 'n toetsie skryf. Jy moet hierdie blou klei moet jy so vorm in 'n vierkant, as jy in 'n sirkel vorm, dan gaan jy nie dryf, dan gaan jy dryf. Graad 2 moet jy sê 1 + 1 is 2. 5 × 5 is 25, wat ook al die geval is. En so gaan jy op in die standaards, in die grade. Jy moet 'n toets skryf om te graduate, né? You have to write a test to graduate. Die Israeliete is 'n baie goeie les vir ons vandag. Hulle kon net nie die les van getrouheid leer nie. As ons so deur die Bybel wil blaai, hoeveel keer het die Israeliete geval vir die afgode? Hulle kon net nie die les leer nie. Hulle aanbid God, dan gaan dit goed vir so 'n paar jaar, en dan gaan hulle agteraf afgode af. Dan stuur God mense om hulle te dissiplineer, hongersnood en droogtes en pla en wat ook al, om hulle te dissiplineer, dan gaan hulle op hulle knieë en sê hulle, God vergewe ons sal dit nie weer doen nie. Dan gaan dit goed vir 'n tyd, dan val hulle maar net weer in dieselfde geslag. Hulle het nie die toets geslaag nie. Sien ons uit in die woord daar, wat hulle die toets geslaag het? Nee. Tot by Maleagi, hierdie 400 jaar van stilte, van Genesis tot Maleagi, kon jy nie sien dat die Israeliete daai toets geslaag het. Miskien het hulle, maar dit wil nie so voorkom nie. Hulle kon dit nie leer nie. Hebreërs 12 vers 4. En vers 4 is so 'n mooi gedeelte rondom dissipline. Is daar sonde in jou lewe wat jy mee sukkel? Is daar goed in jou lewe wat jy mee sukkel? Soos wat die Israeliete gesukkel het met ontrouheid, is daar goed in jou lewe wat jy mee sukkel, wat jou weghou van God se teenwoordigheid af. Kom ons lees, Hebreërs 12 van vers 4. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy lief het. En hy kastei elke seun wat hy aanneem. As jy die tugtiging verdra, wat gebeur dan? Behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? Wat gebeur as 'n ouer se kind nie tugtig nie? Probleme. Maar as jy sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie.
Then you are bastards. Wat sê die Engels? Bastard. Huh? Dis wat die Engels sê nie. Illegitimate. Illegitimate. Bastard is die ou King James. Nou, die ou King James. Then you are illegitimate children. En nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad. Sien julle daar? Dissipline kweek, eerbied en ontsag. As dit in liefde gedoen word. Baie belangrik. Liefde en dissipline loop saam. Liefde en dissipline en tugtiging loop saam. Jy kan nie sonder liefde iemand jou kinders tugtig. Moet die boom buig, nie breek. Ja, jy moet hom buig, nie breek nie. Ja. Maar as jy sonder tugtiging is, wat almal jou agter geword het, dan is jy onegte kinders en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders aan die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? Want hulle, ons vaders, het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig. Hulle het jou getugtig volgens wat hulle gedink het die beste is vir jou. Want waar leer hulle dit? Hulle het dit by hulle paas geleer. So in sy beperkte kennis van dissipline het hy jou probeer grootmaak. Ons moenie ons ouers kwaadlik neem vir die manier hoe hulle ons grootgemaak het. Of hoe hulle ons getugtig het. Want hulle het dit in hulle beperkte kennis gedoen. Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy, God, tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Wat is die doel van kastyding en dissiplinering? Sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. Is dit nie awesome nie? Sy heiligheid, nie ons heiligheid nie. Ja. Maar vers 10, hè? Vers 11. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Nou weer lees. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is. Dis nie lekker as jou pa jou 'n pak slag gee nie, nee. As jou boude brand nie, jy gaan vir 'n week nie kan sit nie. Maak nie saak nie, dit is baie seer. Dis nie lekker nie, jy gaan huil. Op daai oomblik is dit nie lekker nie. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Wat beteken dit om geoefen te wees in iets? Is 'n pak slaai elke 5 jaar, dis nie geoefen wees in dissipline nie. Jy moet geoefen wees. Die wat daardeur geoefen is, sal die vrug van geregtigheid pluk. So ons moet dankbaar wees vir ons ouers, wat ons in hulle beperkte kennis gedissiplineer het. Nee? Wanneer ons gedissiplineer word,
is dit nie aangenaam nie, maar God doen dit tot ons beswil. Hy bly lief vir ons, ongeag ons ongehoorsaamheid. God wil ons help. Hy wil ons nie verwoes nie. Onthou julle hoe kwaad God vir sy volk geword het in die woestyn op pad in die beloofde land. Hy wil hulle uitgewis het. Hy het vir Noag Hy het vir Moses gesê. Hy het vir Moses gesê, meneer, ek is so siek en sat vir hierdie volk wat jy uit die land uit gelei het. Ek gaan hulle sommer almal verwoes en ek sal van jou 'n groot nasie maak. Hy was moeg vir hulle. Toe sê Moses, nee, Vader, God, nee moenie. Gee hulle nog 'n kans. En later, terwyl Moses sê vir God, woes hierdie hele volk uit, ek wil nie meer iets met hulle te doen hê nie. Hulle nek nie die hele tyd. Hulle wil teruggaan Egipte toe. Verwoes hulle. Toe sê God, nee Moses, gee hulle nog 'n kans. Wat sou gebeur het as God en Moses op dieselfde tyd so saamgestem het? Dan was hy vandag in die Joodse volk gewees. Gelukkig het hulle nie op dieselfde tyd saamgestem oor die saak. So tonnetjies. God dissiplineer sy kinders nie om hulle te verwoes nie, maar om hulle tot inkeer te bring. Dis God se doel met dissipline. Die mense van daardie tyd het deur die rituele van godsdiens gegaan. Hulle het dinge gedoen wat die wet vereis, maar hulle harte was baie ver van hulle God. Hulle aanbidding was niks seggend. Dit is soos klinkende simbale geword. Ons lees daarvan in 1 Korintiërs 13. As sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal geword. Hulle het deur die emotion gegaan van Sabbat en van die rituele, maar hulle harte was nie meer reg. Hulle harte was nie meer daar nie. Onthou, God se doel met dissipline is nie verwoesting nie, maar restaurasie en bekering. Joel 2 vers 1 sê vir ons so mooi. Joel 2 vers 1. Blaas die bassein op Sion en blaas die alarm op die heilige berg. Laat die inwoners van die land bewe, want die dag van die Here kom, want hy is naby. Joel 2 vers 1. Blaas die basseine, want God is op pad. Die dag van die Here is voor die hand. Blaas die basseine, word wakker. Hier is 'n wekroep dat die volk moet wakker word. Hulle moet gereed maak vir God. Hulle moet eerbied hê vir hom. Daar is iets wat gaan gebeur. Daar is iets op hande. Daar is iets wat op pad is. Wat moet gebeur? Kom ons lees vanaf vers 11. Ek haas my, ek is amper klaar. Ek het jou lang preek kan nie. En die Here verhef sy stem voor sy leermag uit, want geweldig groot is sy leermag, ja magtig die uitvoerder van sy woord, want die dag van die Here is groot en uitermate vreeslik, en wie kan dit verdra? Maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart, en met vas en geween en rouklag, en skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. Is dit nie mooi hierdie vers 13 nie? Want hy is genadig, hy is barmhartig, lankmoedig, groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. Hier sê God vir die Israeliete, ek is nog steeds met julle. Ongeag hierdie sprinkane wat op pad is.
Die springkanne wat alles verwoes voor julle, bly ek nog steeds julle God. Maar gaan op julle knieë, skeur julle klere, maar ook julle harte, nie net julle klere nie. Kom tot bekering, maak julle harte reg met my. Vers 14. Wie weet of dit hom nie weer sal berou nie, sodat hy 'n seun sal agterlaat, 'n spysoffer en 'n drankoffer aan die Here julle God. Blaas die basun op Sion, heilige vasdag, roep 'n vergadering saam, versamel die volk, heilig die gemeente, vergader die oudstes, versamel die kinders en die suigelinge, laat die bruidegom uit sy kamer uitgaan en die bruid uit haar slaap vertrek. Laat die priesters, die dienaars van die Here, tussen die voorportaal en die altaar ween en sê, O Here, spaar die volk en gee u erfdeel nie oor aan smaadheid, dat die nasies met hulle spot nie. Waarom sou hulle onder die volke sê, waar is hulle God? Toe het die Here geywer vir sy land en sy volk verskoon. Vers 18. Toe het die Here geywer vir sy land en sy volk verskoon. En die Here het geantwoord, ek is Job 2, nee? Ja, Job 2, vers 18. En die Here het geantwoord en aan sy volk gesê, vers 19, kyk, ek stuur vir julle koring en mos en olie, so julle daarvan versadig word, en ek maak julle nie meer tot 'n voorwerp van smaad onder die nasies nie. Hier sê God vir hulle, ek gaan julle restoreer. Maar julle moet julle eie harte eers regmaak met my. Gaan op julle knieë, roep 'n vasdag uit, maak reg met my. Vers 21. Wees nie bevrees nie, o aarde, juig en wees bly, want die Here doen groot dinge. Wees nie bevrees nie, diere van die veld, van die weivelde van die woestyn spruit uit. Want die bome dra hulle vrugte, die vyebome en die wingerdstok lewer hulle drag. En julle kinders van Sion, juig en wees bly in die Here julle God, want hy gee julle die leraar tot geregtigheid en laat op julle neerdal die reën, die vroeë reëns en die laatreëns soos voorheen. Dan sal die dorsvloede vol koring wees en die parskuipe van mos en olie oorloop. As die God jou wil seën, dan gaan hy jou oorvloedig seën. Hoekom? Omdat jy jou lief het en jy moet jou seëninge wat God jou mee seën, moet jy ander seën weer. Op jou beurt moet jy weer 'n seën vir die mense wees. Moenie jou hand toemaak oor God se seëninge nie. En nou vers 25, is so mooi hierdie. En ek sal julle vergoed, die jare wat die trekspringkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het. My groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Ek sal julle vergoed af. Sit vir ons Engels aan. Dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees, en die naam van die Here julle God prys, wat wonderbaar met julle gehandel het, en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. As God jou seën, seën hy jou. Dis 'n feit, né? En julle sal weet dat ek in die midde van Israel is, en ek die Here julle God is, en niemand anders nie. En my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. So wat moet ons doen om gerestoreer te word? Vers 12, 13 en 14, Job 2. Maar selfs nou nog spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart, en met vas en geween en rouklag, en skeur julle harte, en nie julle klere nie.
Rip your heart to pieces, sure. In sorrow and contrition, and not your garments. Now return in repentance to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, slow to anger, abounding in loving kindness, faithful to His covenant with His people, and He relents. Evil. The sentence of evil when His people genuinely repents. Die mate van jou repentance bepaal die mate van die God se blessings in jou lewe. As jy net oppervlakkige repentance doen, jy skeer uit jou klere en nie jou hart nie, beteken dit eintlik niks vir God. Dis wat hy sê. Skeer jou hart en nie jou klere nie. Bekeer julle tot die Here julle God. Genadig, barmhartig, lankmoedig, groot van goedertierenheid is hy. En die een wat berou het oor die onheil. Ware belydenis is nodig, indien ons smag na 'n dieper verhouding met God. Ons moet ons bekeer met ons hele hart. Ons moet vas en bid en in opregte berou ons leegmaak vir die Here. Die mate van ons berou en bekering bepaal ons verhouding met die Here. En die mate wat hy ons toerus met krag om hom te dien. Onthou altyd, dit is die goedheid van God wat ons tot bekering lei. It's the goodness of God that leads us to repentance. Ja, ons word gedissiplineer. Ons word gedissiplineer sodat ons tot inkeer kan kom. Maar die rede hoekom ons onsself tot inkering bring, is nie om die straf vry te spring nie. Maar dit is omdat ons verhouding met God wil herstel. Nou die gevolge van jou sonde, moet jy die vrug, dit wat jy saai, dit moet jy maai. As jy sonde saai, gaan jy sonde maai. Die gevolge van die sonde is die dood. As jy iets doen hier op aarde, as kind van God, sê nou jy as kind van die Here, gaan vermoor iemand. Jy gaan in die tronk sit vir die res van jou lewe, nee, want jy het iemand vermoor. Maar God het jou vergewe as jy gerepent het. Die ewige gevolge van daai sonde is mee gedeel deur Jesus Christus aan die kruis van Golgotha. Jou tydelike lewe gaan jy miskien verloor in die tronk, maar jou ewige lewe is gered deur Jesus Christus. Ons kan nie aanhou sonde doen hier op aarde en dink dat ons niks gaan oorkom. As jy 'n pen steel of jy steel R1000 of R100.000 by die werk, gaan jy aangekla word. Jy gaan jou werk verloor. Dan kan jy nie die Here blameer omdat jy nou in die moeilikheid sit nie. Dis jou eie keuse, né? Die God wat ons dissiplineer, wil ons ook seën. Hy wil ons seën. Joel 2 vers 25 en 26. Ek wil julle vergoed, die jare wat die trekspringkaan, die voetganger, die kalfvreter en die afkruiper verstrillend het. My groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees en die naam van die Here julle God prys, wat wonderbaar met julle gehandel het. En my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. Ek glo dat God niks daarvan hou om te sien hoe ons ly onder sy dissipline nie. Hy het ons so lief, nee. Hy wil nie hê dat ons moet ly nie. Dis nie sy hart. Hy is lief vir ons. God sien hoe die sprinkane alles opvreet, en dan in sy liefde en omgee verklaar hy, dat hy ons sal vergoed, vir dit wat die sprinkane opgevreet het, as gevolg van ons sonde. Ons sonde veroorsaak dat die sprinkaan alles opvreet.
Maar God sê, omdat ek jou lief het, gaan ek restoreer dit wat die sprinkaan opgevreet het. Is dit nie 'n wonderbare God wat ons dien nie? Hy dissiplineer ons, maar hy sê, ek gaan restoreer dit wat jy verloor het. Hoeveel jare het die sprinkane by jou weggevreet? As gevolg van sonde. Jy moes miskien vandag op hierdie level saam met die Here gewees het. Maar as gevolg van sonde is jy op hierdie level. Het jy miskien 'n ompad gevat in jou lewe? Is jy op 'n ompad as gevolg van sonde? As jou geestelike groei sal vir handrem opgetrek is op die geestelike groei as gevolg van sonde. Kom tot bekering. En die Here sal restoreer dit wat die sprinkaan weggevreet het. Kom tot bekering. Selfregverdiging is baie gevaarlik in die kind van God se lewe. Jy kan nie jouself regverdig sonder die werking van God in die lewe nie. Geregtigheid beteken om in die regte verhouding met God te staan. En die enigste wat dit kan bewerkstellig vir die mens is Jesus Christus. Jy kan nie jouself regverdig. As nie 'n manier nie. Ons regverdige dade is soos vuil doeke vir die aangesig van God. Jesaja 64 vers 6, skryf vir ons daar. En ons almal, Jesaja 64 vers 6, ek is amper klaar. En ons almal het geword soos 'n onreine, en al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed. En ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. Die besoedelde kleed wat Jesaja hierna verwys, is baie sleg, baie erg. Dit is, ek wil nie dit eintlik noem nie. Daar is van die vertalings wat sê die Amplified? Filthy rags. We all weather and decay like a leaf. Van die vertalings noem dit die sanitêre doekies van 'n vrou. Wat hulle dit na verwys. Gelykstaande stel as aan dit. Dit is wat God sien as jy uit jouself uit jou probeer regverdig. Ons kan nie onsself regverdig. Selfregverdiging is baie erg in God se oë. Dis net Christus wat ons kan regverdig. Nou ek terugkom na Joël 3 vers 16. En die Here brul uit Sion en uit Jerusalem verhef hy sy stem, sodat hemel en aarde bewe. Maar die Here sal 'n toevlug wees vir sy volk en 'n skuilplek vir die kinders van Israel. God wat brul en sy stem verhef wil vandag fluister in jou oor dat hy jou baie lief het. God wat brul, doen dit omdat hy jou so baie lief het. Hy smag daarna om jou terug te verwelkom, jou nuwe klere vir jou aan te trek. Onthou julle die verhaal van die verlore seun, waar die pa vir sy seun ingewag het, en vir hom nuwe klere en skoene en 'n ring aan sy vir hom aangetrek het, ongeag hoe vuil hy was en gestink het van die varke. Dis so Vader vir ons inwag, vir ons nuwe klere aan te trek. Don't run from the roar, run to the refuge. Moenie weghardloop as God se stem jou roep nie. Hardloop na hom toe.
want dis waar jy beskerming gaan kry. Toe Jesus voor sy mense gestaan het, en hulle keuse gehad het wie vrygelaat moet word, het hulle Barabbas gekies. 'n laaf, vuil sondaar wat mense vermoor het, gesteel het en bendes gelei het. Hulle het die sondaar bo die Here, die skepper van die heelal gekies. Ons hoor niks meer van Barabbas daarna nie. Miskien het hy tot inkeer gekom, miskien het hy maar net weer met sy verkeerde dade voortgegaan. Maar die feit bly staan, Jesus het vir hom ook gesterf. Is ons vandag 'n Barabbas wat vasgeketting is deur sonde, dat ons nie weet hoe ons van die kettings ontslae kan raak nie? Onthou, die doel van kettings en boeye en selle is ons beweging te belemmer. Jy kan nie gaan waar jy wil nie. Jy is aangewese op die persoon wat jou in aanhouding gesit het. Jy is aangewese op die wag wat daar buite sit, wat vir jou sê, kom, nou gaan jy eet. Jy gaan nou so toe, jy gaan nou daarna toe. Jy het nie 'n keuse nie. En dit is nie jy wat toegang tot die sleutels het. Jy kan nie jouself uit daai boeye uithaal. Jy kan nie jouself daai kettinge verwyder. Iemand het daai sleutel in sy hand. Die vyand het jou geboeie en in 'n tronksel opgesluit. Maar Jesus kom vandag en hy vat die sleutel by die vyand en hy sluit die sleutels, die slotte oop. En hy haal die kettinge af. En hy maak jou vry om te gaan. Hy verwyder wat jou al so baie lank vasboei. Vra die Here vandag om jou vry te maak van sonde en ongeregtighede. Hy wil jou vandag in sy arms neem en vir jou verseker dat jy veilig is en niks het om te vrees nie. Dan wil ek afsluit met Lukas 4 vanaf vers 16. Toe kom hy in Nasaret waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig. En toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is: Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld is van hart te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit, en die oë van almal in die sinagoge was op hom gefestig. Toe begin hy vir hulle te sê: Vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Jesus het gekom om die slotte oop te breek, die kettinge te verwyder en die seldeure oop te sluit vir almal wat gebonde is deur sonde en ongeregtighede. Ons self kan nie daai kettinge losmaak. Ons self kan nie daai deure oopsluit. Al probeer ons so graag. Jou eie selfregverdiging is baie gevaarlik. Dis net Jesus wat jou kan regverdig. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom en laat U wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die eerlikheid tot aan alle ewigheid. Amen. Dankie julle wat aanlyn na ons kyk.